Daar word in die Bybel na geloof in God se woord as geloof verwys. In die geval van Josia, omdat hy geloof in God se woord gehad het, het hy 1 keer elke dag rondgegaan en op die 7de dag 7 keer. Toe die priesters hard op hulle basyne geblaas het en die volk die basyngeluid gehoor het, het die hele volk in eensstemmigheid geskreeu volgens hierdie presiese volgorde. Ek het al voorheen hieroor gedink. Kom ons veronderstel dat Josua gesê het, aangesien die stad nie beweeg het nie, selfs nadat ons 6 dae lank elke dag 1 keer daaromheen getrek het, in plaas daarvan om dit te doen, kom ons gaan 10 keer per dag om die stad. As hy dit byvoorbeeld buitenspore gedoen het, sou Jerigo nooit geval het nie. Dit was nie omdat hulle baie gedoen het nie, maar omdat hulle volgens God se woord opgetree het, dat geskiedenis gemaak is. Daarom word ons gevra om ons vertroue in God se woord te plaas. As God beloof het dat hy alles sal bereik, moet ons glo dat dit gedoen sal word. Jerigo het standvastig gebly tot die 7de dag toe dit 7 keer omgetrek is. Maar toe die priesters op die basyne blaas en Josua beduie. Nou, almal skree en hulle het saam geskreeu, het die hele volk die uitkoms aanskou presies soos dit in God se woord beloof is. Sal dit nie vinniger val as ons elke dag 20 keer om dit gaan nie? Dit is nie die geval nie. Ons moet almal geloof in God se woord hê. Kom ons slaan Genesis hoofstuk 6 oop en lees nog 'n geval. Hoofstuk 6 vers 9. Hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns verwek, Sem, Cham en Jafet. Die aarde was deur en deur sleg voor God, die aarde was vol geweld. God het gekyk na die aarde en kyk, dit was deur en deur sleg, want alle mense het 'n verderflike pad geloop op die aarde. God het vir Noag gesê, die einde van alle mense het, volgens my besluit, aangebreek, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Kyk, ek gaan hulle verdelg saam met die aarde. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet die ark maak met verskillende ruimtes en dit van binne en van buite met pik bestryk. Dit is hoe jy dit moet maak. Die lengte van die ark 300 L, sy breedte 50 L en sy hoogte 30 L. Dak moet jy vir die ark maak, 1 L vanaf die boonste rand, moet jy dit afrond. Die opening van die ark moet jy aan die sykant insit. 'n Onderste, middelste en derde verdieping moet jy maak. En kyk, ek gaan vloedwaters oor die aarde bring om alle vlees waarin die asem van lewe is onder die hemel te verdelg. Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou sluit ek my verbond. Jy sal in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou seuns se vroue saam met jou. Van alles wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elk na die ark bring om hulle saam met jou aan die lewe te hou. Manlik en vroulik moet hulle wees. Van elke soort voël, van elke soort dier, van elke soort kruipende dier op die grond, sal 2 van elk na jou toe kom om aan die lewe te bly. En jy neem van elke soort kos wat geëet word, en bring dit bymekaar by jou. Dit moet vir jou en vir hulle as kos dien. Noag het dit toegedoen. Net soos wat God hom beveel het, so het hy gemaak. Toe God gesê het, ek sal die hele wêreld met water omverwerp, kan julle dit glo? God het iets gesê wat moeilik was om te glo. Watter aksies het Noag geneem met betrekking tot God se woord? Hy het die ooreenkomste geglo en gehoorsaam. Aangesien Josua, Noag en Abraham absoluut geglo het dat as dit God se woord was, dit beslis sou voortgaan en vervul word, kon al die helde van die Bybel hul posisies as geloofshelde stewig handhaaf. Vandag moet ons ook sterk glo dat geskiedenis deur geloof gevorm word.